Goeiemôre vriende, het is vandag Saterdag die 12de April 2025. Ag, julle sommer lekker Saterdag hê. Sommer net 'n bietjie ontspan in ons ou gejaagde tyd waarin ons lewe, né? Geniet die Saterdag wat voor julle uitstrek. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, dankie vir rusdag, vir 'n Saterdag, vir 'n Sondag wat U vir ons gegee het om te rus. Here, ons het dit so nodig na liggaam en siel. Here, net om weer krag op te bou vir die volgende week. Dankie, Here, dat vanuit die oudste tye uit U geweet het, ons het rus nodig. Baie dankie daarvoor, Here. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ek wil een versie met julle hanteer vandag, vers 24 uit Spreuke 20 uit. En ek dink, as ek en jy 'n kind is van die Here, dan kan ek en jy nie anders daarna kyk soos wat hierdie versie vir ons kom sê nie. As ek en jy weet dat ek en jy as kinders van die Here ons lewe in die Here se hand plaas, wanneer ek en jy die Here vertrou, wanneer ek en jy hierdie lewende verhouding met God het, ons eerste waarde in ons gemeente. Wanneer ek en jy in die voetspore van Jesus Christus volg, ons tweede waarde. Wanneer ek en jy toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk, dan kom sê ons daardeur, maar Vader, ons wil graag doen wat U wil hê ons moet doen. Here, wil U nie deur die Heilige Gees vir ons in hierdie lewe wys waartoe moet ons gaan nie? Wat moet ons doen nie? Met wie moet ons uitgaan? Met wie moet ons trou? Watse werk moet ons aanvaar? Moet ons emigreer, moet ons nie emigreer nie? Wat ook al. So ek en jy is kinders van die Here, wanneer ons in die lewende verhouding met God staan, wil ek en jy tog weet, vriende, by God, Vader, wat is U wil? Wat is U wil? Wat wil U hê moet ek doen, want U weet die beste? Dis eintlik vers 24, wat die spreekdigter aanspreek, wanneer hy sê, die Here bepaal 'n mens se koers. Hoe sal 'n mens weet waarheen hy moet gaan? Die Here bepaal 'n mens se koers. Hoe sal 'n mens weet waarheen om te gaan? Nou vriende, dis baie waar. So daarom moet ek en jy na die Here toe gaan. Daarom moet ek en jy in hierdie verhouding staan met die Here. Onthou die een ding, vriende, wat ek maar my eie lewe, ek deel maar altyd my eie lewe met julle. Dis die een ding, die ou bose, dis 'n ongelukkige realiteit, vriende. Ek skop dan nie elke keer 'n duiwel agter elke bos uit. Ek gee nie aan hom daardie kom ek sê, wat sal nou amper sê, posisie in my lewe nie. Vir my is God bo aan, en ek sê altyd vir die Heilige Gees, ek kan nie, jou Heilige Gees, ek kan nie hiermee werk nie, is bokant my pyger, dit wil U nie asseblief die bose uitsort nie. So ek keer die baie dan, maar vriende, die feit is, die bose val ons aan. Daarom sê Paulus bestadium, ons stryd is nie teen mense nie. Stryd is teen die bose geeste in die lig, en daarom het ek en jy God se wapenrusting nodig. Daarom het ek en jy nodig, vriende, dat ons vir die Heilige Gees vra om elke dag by ons te wees. Daarom, vriende, wanneer ek en jy begin om sommer ons eie besluitjies te moet neem, dan moet jy weet as ons op die verkeerde pad. Nou daardie pad, dat sê nie as ek en jy vir die Here vra, dat ons sê die Here bepaal ons koers, dat die Here buite ons verstand omwerk. Dat hy buite ons wil omwerk nie. Hy wil ons nie vir 'n plek sit waar jy nou net 'n nag gaan wees vir jou nie. Die Here het ons beste in gedagte, liewe vriende. En nou, partykeer is dit by 'n plek waar hy wil hê dat ek en jy moet verteenwoordig, en dit is nie 'n gemaklike plek. Maar dan sal hy vir jou die krag gee wanneer jy by daai plek is waar dit moeilik gaan. Sal hy jou die krag gee, maar hy gaan jou ook 'n innerlike vrede gee om te sê, my kind, hier wil ek jou hê nou. Ek wil jou hier hê. Daarom gaan ek jou krag gee, daarom gaan ek jou die uithou vermoë, want ek wil hê hier moet jy my verteenwoordig. Vriende, kom ons vra vir die Here, kom ons staan in hierdie lewende verhouding met God en sê, Here, bepaal my koers. Ek weet nie waarheen ek moet gaan nie. Ek dink dis dit. Maar Here, is dit? Wil U nie vir my wys nie. Gebruik jou wise counsel, gebruik jou mense wat ingeplak is by God, gebruik jou mense wat ingeplak is by Jesus Christus, by die Heilige Gees, vra vir hulle, stel vir hulle die scenario, bid saam met hulle, kom saam, en dit is hoe die Here werk, ne? Wanneer 2 of 3 in my naam vergader, is ek teenwoordig. Natuurlik is hy altyd by ons teenwoordig, maar wanneer ek en jy baie spesifieke raad wil hê, dan kry jy daai mense by mekaar, wat regtig bidders is, wat regtig 'n verhouding het met God. En daai groot besluite neem jy gesamentlik.
Ek gou weer oor die huwelik praat, wanneer man en vrou 'n besluit moet neem, groot besluite moet neem, is een van die crucial goed, dat jou man en jou vrou moet saamstem oor die besluit. As hy of sy nie saamstem met die besluit nie, moet jy van die begin af weet, is gedoem. Dit mos nou die Here dink ek werk, as weer eens, man en vrou is albei kinders van die Here. Dus die Here werk so, hy kom gee ongemak by die vrou, ongemak by die man, dan is dit nie die ding om te doen nie. Dan moet by julle albei 'n vrede wees. Die Here bepaal 'n mens se koers. Hoe sal 'n mens weet waarheen hy of sy moet gaan? Vriende, mag jy God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.